Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret, die naam bo elke naam. Ja, geliefdes, dis weer vandag vir my 'n wonderlike voorreg om met jou te gesels rondom die woord van God. Verlede week het ons gepraat oor Christus, ons lewe, die lewe van God, afhanklikheid van God en deur God opgewek. Vandag gaan ons aan by saam met God verhoog. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ek dank U vir die boodskap vandag weer wat U deurgee na U kinders toe. Here, mag elke persoon hoor wat dit is wat U vir hulle wil sê, Vader. Dit rema in hulle harte maak en weet dat U praat met hulle vandag. Vader, kom en gebruik my. Ek gee hierdie program vanoggend in U hande oor. Dit's alles oor U. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Please bless this message this morning and bless every ear that must hear. That you love them, Lord, and you care for them, Lord, and that they're so important to you. I thank you for that. In the mighty name of Jesus Christ. Amen en amen. Amen. So, ons lees nog steeds saam uit die boekie, Die Inwonende Christus. Daar's lewe van vreugde en voorspoed en oorvloed deur Dr. Andrew Murray. Ek wil jou 'n paar vragies vra. Word u lewe geken deur mislukkings en teleurstellings? Is u diep bedroef en ontsteld oor die wêreld se gejaag na wind? Daar is 'n lewe van oorwinning en vreugde, 'n lewe van oorvloed. Daar is 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is moontlik om u eie swakheid en onmag agter te laat, want God kan u na die beloofde land van rus en vrede en onbeskryflike vreugde bring. U meester wat U meester wag om in u te kom woon. Hy wag om in u te kom werk. Hy wag om u na die beloofde land te neem. Saam met God verhoog. Die 5de en finale deel van Jesus se lewe is dat hy verhoog is om vir ewig by die Vader te wees. Hy het hom verneder en daarom het God hom verhoog. Waarin was die wonder en die seën van Jesus se verheffing te danke? Dit het begin by sy volmaakte gemeenskap met die Vader. Vir jou en my kan dit dalk daar begin waar ons deel het aan die krag van God se alomteenwoordigheid. Ja, dit was die vrug van wat sy dood gedra het. Die skrif beloof ons dat God in die opstandingslewe vir ons vrede en vreugde sal gee, wat meer is as wat ons kan verstaan. Hy sal ons ook oorwinning oor die sonde gee, maar die skrif beloof ons ook dat hy ons met die Heilige Gees sal vul. Jesus is na die troon van die hemel opgehef, omdat hy die Gees in sy nuwe goddelike openbaring daar van die Vader kon ontvang, sodat hy hom in al sy volheid kan uitstort. As ons dus begin om ook die opstandingslewe te lei, en dit beteken dat ons volkome sal vertrou op hom wat hy by ons is en op die troon sit, dan mag ons ook deel in die gemeenskap met Jesus Christus, daar waar hy altyd deur by die Vader is. Dan sal die Heilige Gees
ons ook vul in en deur ons werk op maniere wat hy nog nooit tevore gedoen het nie. Jesus het hierdie goddelike lewe ontvang omdat hy dwars deur sy hele lewe, selfs tot met sy dood, volkome op die Vader vertrou het. Jesus het die volle heerlikheid van die Gees ontvang en hy stort dit ook uit omdat hy volkome gehoorsaam aan die Vader was, hom volkome aan God onderwerp en God selfs in die graf toegelaat het om sy magtige werk te doen. Dit is daardie selfde Christus wat sy lewe vir jou en my sal uitleef. Wat 'n wonderlike geborgenheid. Hoe wonderlik is dit om daardie sekerheid te hê. Ja, Christus wil daardie lewe in jou en my uitleef. Dink jy nie dat ons ook voor God moet verootmoedig nie? Is ons al soveel jare Christene sonder om waarlik te besef wat ons is? Ek is 'n leeuhouer wat skoon gemaak en eenkant neergesit is, sodat God my kan vul. Ek wag elke oomblik dat God in Christus en deur die Heilige Gees in en deur my lewe, sodat daardie lewe hom tot eer sal strek. Ook die kerk van Christus moet in die graf van vernedering, belydenis en skaamte neerdal. Die kerk moet in stof aan die voete van God gaan neerkniel en op hom wag. Dan sal hy dit op 'n wonderlike wyse ophef. Maar as die kerk nie bereid is om dit te doen nie, sal dit swak bly en die een mislukking op die ander tref. Wat 'n louheid, wêreldse gesindheid, ongehoorsaamheid en sonde is daar in die kerk. Hoe kan ons dit te bowe kom? Daar's net een antwoord. Christus, die opgestaande een, die bekroonde een, die almagtige een, moet in die lidmate van die kerk kom woon. Dit kan slegs gebeur as ons bereid is om saam met Christus te sterf. Ons het gekyk na die pragtige ou boom wat groei uit die graf waar die akker 100 jaar gelede gesterf het. Kinders van God, ons moet dieper en dieper in die graf van Jesus neerdal. Ons moet so bewus wees van ons eie nietigheid, swakheid en afhanklikheid, dat ons siele elke dag voor die heilige God sal bewe. God verhoed dat ons enige iets uit ons eie word. Hy leer ons om net op hom te wag, sodat hy in ons kan werk, net soos hy in sy seun gewerk het, en totdat Jesus Christus sy lewe in ons kan leef. Mag God ons genade gee dat dit vir ons 'n heerlike werklikheid sal word. Ons gaan aan met hoofstuk 7. Christus se vernedering, ons verlossing. Oor hierdie dinge moet julle dink soos Jesus Christus daaroor gedink het. Hy het homself nog verneder, nog verder verneder. Hy was aan God gehoorsaam, selfs al het dit beteken dat hy soos 'n misdadiger op 'n kruis doodgemaak is. Filippense 2 vers 5 tot 8. Alle Christene ken hierdie wonderlike woorde. Paulus praat hier oor een van die eenvoudigste, mees praktiese dinge in die lewe. Hy praat van nederigheid. Daarmee saam vertel hy ons 'n wonderlike goddelike waarheid. Ons sien hier hoe Jesus na die aarde gekom het. Ons lees ook dat hy tot in die dood gehoorsaam was en dus gesterf het. Dan sien ons ook hoe God hom verhoog en ons sien die heerlikheid van sy koninkryk. Elke knie sal voor hom buig en elke mond sal hom bely. Hoe bied die apostel dit aan? As 'n diepsinnige,
teologiese studie. Nee. Gee hy ons 'n beskrywing van wie Christus is? Nee. Hy spoor ons dood eenvoudig aan tot 'n lewe van nederigheid, 'n lewe van gemeenskap met mekaar. Ons aardse lewe is verbind aan die heerlikheid van God, soos dit in Jesus se verheffing geopenbaar is. As ons na Jesus kyk en voor hom buig, moet dit onlosmaaklik gepaard gaan met die diepe nederigheid. Kyk hoe nederig was Jesus. Daardie nederigheid is ons verlossing. Daardie nederigheid is ook die verlossing wat ons nodig het. Dit is juis die verlossing wat die Heilige Gees ons sal gee. Christus se nederigheid. Ons eerste gedagte is dat die verlossing wat Christus bring, nederigheid is. Ons het dikwels baie vae idee omtrent wat dit wat Christus is. Ons het die persoon van Christus lief, maar ons ken nie waarlik die dinge wat hom Christus maak, en daarom het ons ook nie daardie dinge lief nie. As ons Christus meer lief het as enige iets anders op aarde, dan moet ons nederigheid meer lief hê as enigiets anders, want dit is die kern van sy lewe en heerlikheid en ook van die verlossing wat hy ons bring. Dink mooi daaroor. Waar het dit alles begin? Is daar nederigheid in die hemel? Jy weet daar is, want hulle gooi hulle krone voor die troon van God en van die lam neer. Is daar nederigheid op die troon van God? Want wat anders as hemelse nederigheid het Jesus bereid gemaak om te sê, ek sal na die aarde neerdal en 'n diensknegt word en vir die mense sterf. Ek sal as sagmoedige en nederige lam van God daar gaan leef. Jesus het nederigheid saam met hom uit die hemel gebring. Dit was nederigheid wat hom na die aarde laat kom het. Anders sou hy nooit gekom het nie. Net soos hy met goddelike nederigheid 'n mens geword het, net so is sy lewe op aarde ook deur nederigheid gekenmerk. Hy kon so maklik besluit het om in 'n ander gedaante te kom. Hy kon as koning gekom het, maar hy het as diensknegt gekom. Hy het sonder enige waardigheid gekom. Hy het as 'n nederige diensknegt gekom. Daarom het hy gesê, ek, die redder, het self ook nie gekom om gedien te word nie, maar om ander te dien en my lewe te gee, sodat dit die losprys kan wees wat hy mense kan loskoop. Matteus 20 vers 28. Jy weet hoe dat hy op daardie laaste aand die slaaf se plek ingeneem en 'n handdoek om hom gebind het sodat hy die voete van Petrus en die ander disippels kon was. My vriend, die lewe van Jesus hier op aarde was een van volkomme nederigheid. Dit is juis daardie nederigheid wat aan sy lewe soveel skoonheid en waardigheid voor God gegee het. Sy dood was ook 'n daad van grootste nederigheid. Hoewel jy miskien nog nie so daaraan gedink het nie. Hy het hom nog verder verneder. Hy was aan God gehoorsaam, selfs al het dit beteken dat hy soos 'n misdadiger op die kruis doodgemaak is. Ons Here Jesus Christus het maar 'n baie lae posisie hier op aarde beklee. Hy het hom verneder toe hy sy disippels se voete gewas het. Maar op Golgotha het hy die heel laagste plek ingeneem. Was daar nog ooit in God se skepping wat daar nog ooit in God se skepping was? Hy het toegelaat dat die sonde, die vloek van die sonde en die toorn van God oor hom kom. Hy het die plek
van 'n skuldige sondaar ingeneem, sodat hy ons las kon dra, sodat hy ons van ons verdiende straf kon red, sodat hy deur sy bloed vir ons verlossing kon bewerkstellig en sodat hy ons met daardie bloed van al die sondevlekke en van ons skuld kon skoon was. Ons sien God dikwels as 'n mens, as God as verlosser, as die een wat in die heerlikheid op die troon sit. Tog bly die ware Christus, die hart van Christus, vir ons onbekend. Wat is die ware Christus? Goddelike nederig wat tot in die diepste dieptes neergedaal het, sodat ons gered kan word. Die nederigheid van Jesus is ons verlossing. Daarom lees ons, hy het homself nog verder verneder. Dit is daarom dat God hom die hoogste eer en naam gegee het, wat belangriker is as enigiets anders. Filippense 2 vers 8 en 9. Die geheim van die verheerliking op die troon is dit: hy het hom voor God en die mens verneder. Die Christus van God is nederigheid in dieselfde sin as wat ons sê dat God liefde is. En daardie Christus, die man van nederigheid, is nou in die hemel op die troon van God. Wat sien ek? 'n lam wat lyk soos 'n geslagte een en wat op die troon sit. Te midde van al hierdie heerlikheid is hy nog steeds die sagmoedige lam van God. Nederigheid is ook die enigste eienskap wat hom daar kenmerk. Nederigheid is ook die enigste eienskap wat hom daar kenmerk. Hy praat dikwels van die lam van God en bring dit in verband met die bloed wat vir jou gestort is. Jy prys die lam en vertrou op sy bloed. Prys God vir daardie bloed. Jou geloof daarin en vertroue daarop kan nooit te veel wees nie. Maar ongelukkig vergeet ons dat die woord lam vir ons twee dinge moet beteken. Dit moenie net vir ons dui op die offer en die bloed wat vir ons gestort is nie, maar ook op die sagmoedigheid van God wat op die aarde in die lam van God geopenbaar is. Die mens moet nederig wees. Die verlossing deur Christus is nie net 'n verlossing wat uit nederigheid voorspruit nie. Nee, dit lei ook tot nederigheid. Ons moet besef dat dit nie net die verlossing is wat Christus ons bied nie, maar ook dat dit presies die verlossing is wat jy en ek nodig het. Hoekom is daar soveel ongelukkigheid onder die mensdom? Hoofsaaklik as gevolg van trots en hoogmoed. Omdat die mens voortdurend besig is om te maak soos hy wil en ook om sy eie eer te soek. Ja, hoogmoed is die wortel van elke sonde. Dit is waarom die lam van God in al sy nederigheid na ons wat hoogmoedig is, kom en ons verlossing van daardie sonde bied. Wat ons die heel nodigste het, is om van ons hoogmoed en ons eie wil verlos te word. Dit is goed om verlos te word van sonde, soos moord, diefstal en ander slegte dinge. Maar ons moet ook verlos word van die wortel van alle sondes, naamlik ons wil en hoogmoed. Eers wanneer 'n mens besef dat dit die verlossing is wat jy nodig het, kan jy in Christus begin verstaan en hom as verlosser aanneem. Dit is die verlossing wat ons as Christene en gelowiges so nodig het. Ons ken Petrus en Johannes se verhale en ons weet hoe dat hulle vir die hoogmoed hulle laat
struikel het. Hulle moes dus in die eerste plek van hulle self verlos word. Dit is ook die les wat ons moet leer as ons in die lewe van rus wil ingaan. Hoe kan ons deel hê aan daardie lewe en aan die lam van God se bors lê as ons nog daardie lewe as ons nog hoogmoedig is? Het ons nie al dikwels gehoor dat daar te veel hoogmoed in die kerk van Christus is nie? Wat veroorsaak al die tweespalt, naaiwer en twis onder God se kinders? Waarom is daar dikwels bitterheid wat tot hierdie woorde in die gesin lei? Hoekom raak vriende van mekaar vervreemd? Wat laat 'n mens van mekaar kwaad praat? Wat veroorsaak selfsug en ongevoegdheid? Verander. Net een ding, ongevoeligheid verander. Net een ding, die mens se hoogmoed. Die mens verhoog hom en maak daarop aanspraak om te sê presies hoe hy voel en wat hy dink. Ja, die verlossing wat ons nodig het, is voorwaar nederigheid, want slegs deur nederigheid kan ons voorwaar in 'n regte verhouding met God staan. Sien geliefdes, daai ding sien ons elke dag in kerke gebeur. Ons sien hoe dat mense in 'n kerk inkom, hoe jy betrokke raak by 'n kerk en hoe jy begin 'n pad stap. En dan sien ons ook mense soms begin dit gaan oor hulle opinies, wat hulle dink, hoe hulle dinge wil hê, wat hulle wil hê, wanneer hulle dit wil hê, hoe hulle wil hê ander mense moet wees, hoe hulle wil hê ander mense moet aantrek, hoe hulle wil hê ander mense moet praat, hoe hulle wil hê ander mense moet staan en sing, hoe hulle wil hê ander mense moet hulle lewens leef, hoe hulle wil hê ander mense moet in hulle privaatlewe wees, hoe hulle wil hê. Ons kom weer eens terug na die eie ek toe. Geliefdes, ons as mense sal moet leer om weg te kom van daai ding om te sê ek dit en ek dat en ek duld nie meer dit nie en ek wil nie dat nie en sus en so en om te dink dat dit gaan oor my. Dit gaan oor ek. Geliefdes, ons moet wegkom van dit af. Dit is besig om God se hart te breek. Dit gaan nie oor ek, me, myself and I. Dit gaan nie oor jou, omdat jy nou kom geldjies in 'n kerk insit, omdat jy tyd spandeer, omdat jy ure spandeer. Nou wil jy almal voorsê, almal moet na jou pype dans en jy dink so en jy voel so. Nee, geliefdes. Dis hoekom ons moet onderwerp aan autoriteit. Daar moet orde in 'n gemeente wees. Daar moet orde in kerke wees. Ons kan nie in 'n kerk inkom en omdat ons 'n paar rand insit of omdat ons tyd en ons aandag insit, omdat ons op die kerkraad is, omdat ons op die vroueraad is, omdat ons nou plaas ons onsself op 'n pedestal. Nou plaas ons onsself op 'n troontjie. Nou is ek die koning van hierdie kerk. Nou is ek die leier en ek is die baas van die plaas en almal moet nou doen wat ek sê nie. God se oogmerk, Jesus se plan met die kerk is: gaan en gemaak disippels van alle nasies. Bring hulle in na die huis van die Here toe. Kom en leer hulle van my. Nie kom en sit en dophou wat wie verkeerd doen. Sit daai hele uur, 2 ure wat jy in die kerk sit vir 'n diens om woord van God af te kry. Sit en kyk
Waar kan jy wie uithaal oor wat hulle verkeerd doen? Wie het die verkeerde klere aan? Wie praat te veel, wie praat te min? Jy soek al die sondes van almal uit en lig die sondes uit en pastoor moet nou doen wat jy sê, want anders gaan jy nou nie meer dit duld nie. Ons is in 'n kerk gesit. 'n Kerk is eintlik veronderstel om soos 'n hospitaal te wees, om die gesiekes gesond te maak, om die siekes te help en die siekes te lei. Nie om die siekes te skop wat al reeds lê nie. Nie om al hulle foute vir hulle uit te wys nie. Hulle is salig bewus van al hulle foute. Hulle is juis daar om aanvaarding en liefde te kry en te werk aan hulle foute en om klaar te maak met hulle foute. Maar as jy hulle die hele tyd kom herinner aan wat hulle verkeerd doen, jy gooi hulle die heeltyd weer terug en hulle loop 10 tree vorentoe en weer 12 tree terug en 10 tree vorentoe en weer 12 tree terug. Want sien hoekom? Want hulle dink vir hulle self, ek sal nooit goed genoeg wees nie. Maak nie saak hoe hard ek probeer nie, ek sal nooit goed genoeg wees nie. Ek het al gehoor dat mense sê, ek is in elk geval klaar verlore. Daar's niks meer wat jy vir my kan doen nie. Come on mense. Come on, is jy heeltemal sondevry? Doen jy niks verkeerd nie? In die eerste plek, wat jy wel verkeerd doen is, om hulle te beledig, hulle te verneder, hulle te beskinder, om die heeltyd net in hulle foute raak te kyk, en hulle nie te probeer help om op te lig, en die lig van God te sien nie. Mense, ons moet versigtig wees, ons speel met vuur, ons speel met God se kinders, ons speel met wat hy in die lewe vir hulle het. Ek sê nie ons moet stil bly oor sondes nie. Ek sê nie ons moet net altyd alles aanvaar en ander pad kyk nie. Want as jy sien jou geliefde doen ietsie wat nie reg is nie, wat hom kan vernietig, kan jy nie stil bly daaroor nie. Maar daar's 'n verskil uit liefde help en vermaan en oordeel en vertrap. Daar's 'n baie groot verskil. So geliefdes, ek wil vandag vir julle sê, kry jou fokus op Jesus en af van jouself af. As jy een van daai mense is wat die heeltyd almal oordeel en fout soek in alles wat almal doen, wil ek vandag vir jou sê, dis tyd dat jy vir die Here vra om jou oë oop te maak. Open the eyes of my heart, Lord, sê daai liedjie. Ek gaan net tot sover kom. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir hierdie woord. Dit was dalk hard, maar dit is ook nodig. Vader, ons as mense moet begin besef dat U is God en nie ons nie. En ek weet dat baie mense nederig en liefdevol is, maar ek weet ook van baie mense wat aannemerig is en dink dat hulle op die troontjie sit, dat hulle die kroontjies dra. Vader, ek bid vir my geliefdes, boeties en sissies, kom tot insigte, kom tot inkeer. Dis al wat God van jou vra, want hy het jou baie lief, in Jesus naam. Amen. Ek is pastoor Elsa Botha, vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. My selfoonnommer 066 273 0584. Skakel my gerus as jy bietjie wil gesels, of WhatsApp my. Ja, geliefdes, it's all about Jesus. Kom ons besef dit net. Al wat ek en jy moet doen, is om liefde te bring en liefde te gee en hulle te leer wat Jesus vir hulle op die kruis gedoen het. In Jesus naam, Shalom.